Ons is vandag in Arlington. Ek kuier hier by TJ by Arlington Staalwerke en julle wonder altyd hoe word die goed agter die skerms gedoen. So, sê julle, kom ons lig die rok op. Dan kyk ons 'n bietjie hoe lyk die dinge hierso en hoe maak hulle implemente. Kom ons luister. TJ, hoe lyk dit? Andrei, goed dankie met jou man. Nee, wat doodstil rustig. Jy sê julle is nou al dik in die gang, nê? Nee? Ja, ons is dankbaar weer 'n lekker besige seisoen gehad. Ons begin na die einde toe staan, maar ons is geseënd. Ons het lekker baie om ons mee besig te hou. En dan ek ben boerdery komponent gewys. Daar waar julle nou al die goed toets en te kere gaan, soos ek verstaan, die planters, die goeders loop. Ja, nee, die stoffies draai. So ons is dankbaar vir dit ook. Ons toetsie goed en soos jy weet, beproef ons maar alles eers hier by onsself op die plaas. So is lekker om te leer en op die lande self te kan kom, sommer hier om die workshop, as ek dit so kan sê. Julle is nou al 'n geruime tyd in die mark, nee, en ek dink van die goed waarvoor julle bekend staan is daai geen nonsens goed geboude, eenvoudige implemente wat net sit die ding in en gaan en jy hoef nie te sukkel nie. Wat is daai sukses, hoe kan ek dit amper stel, wat julle is filosofie tot daai sukses op die einde van die dag? Ag, Andrei, ek dink die groot ding is maar bly by die basics, soos wat baie van die ou manne sê. Daar's baie modegiere en netjies wat deurkom en so aan. Alles moet beproef word, maar soos wat ons nou weet, beproef ons alles en ons kyk wat werk. So, dis maar die groot ding, soos wat Herman by sy pa geleer het, ons bou maar op dit voort en ons beproef die goed self. Ons bou die goed vir onsself, vir die Suid-Afrikaanse boer om te hou. So, nou okay, kom ons loop 'n bietjie hierso deur, dan wys jy my wat presies gaan hier aan en hoe lyk die dinge? So, wat het ons hier aan die linkerkant? Dis maar so parte stoor kan ons maar sê, ja. Tande, skare en alles en dan staan ons CNC plasma cutter ook hierso waarmee ons dan nou meeste van ons profiles uitsny en waar die goed maar begin kan ons nou maar sê. So ja, eenvoudige masjien, maar moet sê hy werk. Hy loop net nie nou nie. Ons sal nou nog 'n plaat begin sny en dan is die volgende implement ook al in wording wat afgelaai moet word. So ja. En as ek hierso kan kyk, julle het genoeg goed wat julle hierso deurtrap. As jy al die off-cut se goeders vat, wat julle al gesny het. En vind jy en sê vir my, het julle goed wat julle laat sê nou maar profile cut wat julle ook doen of doen julle redelik alles self hierso in huis? Ek wil vir jou sê seker 90% is min of meer in huis en dan het ons goed wat ons dan op die ou einde van die dag maar outsource of by ander plekke vir ons laat doen wat dan nou lasercut werk is veral op ons kaniere en so aan wat ons bietjie meer presies wil hê en alles meer raak as so kan stel. So ja. Nou verduidelik my gou die masjiene wat hierso is, wat staan hierso? Wat is die proses gewees om te kry tot hierso? Nou Andrei, okay, dis ons bekende en ou staatmaker, ons Flexmaster reeks. Ja. Nou weet plantheid is eintlik al aan die gang daar in die ooste en hier by ons self ook al. So ja, dis nou 'n paar laatbestellings. 2 van hierdie masjiene is van kliënte wat vroeër in die seisoen gevat het en gesien het hulle moet maar nog kry om die werk laat te kry. So ons druk hulle hard om hulle uit te kry. So ja, dit het maar daar bo begin soos jy gesien het. In die kantoor kan ons nou maar sê en toe oorgaan dit na die plasma cutter toe, het ons al die profiles nou begin sny en aan mekaar gesit. Die staal is hier onder gesny en toe het ons die rame begin bou en dan op ons kanierpunte is nou maar die goed wat ek nou verwys het wat geoutsourced word van 'n paar ander plekke af wat dan gelasercut word wat ons net so bietjie meer presisie wil hê en dit gee ons daarom ook net so bietjie kans om voor te kom op want ons gaan nie alles op daai een masjien gesny kry nie. So dit is maar die kort aan die land en dan nou besig om die goed aan mekaar te sit. Dink die manne sal wonder oor die tubes wat so aan die onderkant is. Tyd is maar vir ons 'n faktor, so ons brand maar warm, so dit help maar net om alles mooi op hulle plekke te hou want 'n yster kan maar snaakse goed aanvang as hy baie warm. Presies wat jy daarso sê. So ek hoef nie te worry nie, die balk is nie deel van die masjien nie. Nee, dis net om alles bymekaar te hou en dan hou al die stitpote is ook nou hier wat alles in die lug hou en so aan, maar die help maar net dat ons rame presies level bly.
laat hy reg. En dan, jy het net nou vir my gesê, ek wil gaan hierdie kant toe stap. Julle het letterlik 'n army ouens wat hier aan die gang is, om al hierdie goed gedoen te kry, nee. Ja, ag, ons weet ons maar, in boerdery is daar nie tyd nie, die goed moet uit so, ons het maar 'n redelike span mense nodig, om vir ons seker te maak, alles word gedoen en alles kom reg uit. En dan, sê gou vir my, hierdie masjienkie, nee, hy het 'n geskiedenis, vertel my gou dit. Ek is nie 100% seker oor wanneer hy presies gebou is nie, maar dit is een van die wat Herman vir homself opgebou het en so aan. En nou het ons bietjie meer slaankrag nodig in die lande, so ons gaan hom bietjie groter maak, laat daar bietjie meer effektiwiteit. Hy hardloop dan nou letterlik omtrent nog van die begin af, nee. Mens kan so sê, ja, definitief. Ek is nie presies seker soos ek sê nie, maar dis al 'n ou masjien. Hy was al bietjie groter gemaak voorheen ook, en nou sê hy weer gelas, soos wat die trekkers maar groter word aan die plaas. Maar ek meen, even as ek kyk na hierdie masjien, ek soek nou vir enige strukturele issues. Maar dit lyk of hierdie ding reg gebou is van die start af. Ja, dis maar die groot ding, soos ons sê, ons toets maar goed en ons probeer vir Herman ook maar die goed so koste effektief reg kry. Hier is 'n paar dingetjies wat getoets is en so aan, maar die implemente werk. Die implemente werk en hulle loop so. 'n Ding wat vir my interessant is hierso is hierdie waar wat hier oorgaan nie, want ek sou nou nooit gedink het daaraan nie. Ons het ook een van hierdie so tipe masjien, nê. Maar ek kan regtig sien dat hierdie versterking baie help om hom net daai amper soos 'n veer te wees. Ja, so hy help ook maar net laat die raam reguit bly. Dis maar dieselfde prinsip wat ons daar in die bouproses ook het, wat help dat die raam presies reg bly. So dit help dra en dis ook maar dieselfde prinsip wat ingekom het op ons groter Flexmasters wat daai derde balk bo net soos op daai ander. Die ene wat hier buite aan mekaar gesit word is 8.7 meter. So hy die standaard basisraam. So hy het nou wel sy versterkings hierso, maar dis dieselfde as daai eyster wat ek nou na verwys op ons groter en heavy duty modelle is hier 'n derde balk in wat dan nou help om te dra. So dis maar die groot ding. Sê vir my, jy vat nou soos hierdie Flexmaster, nee. Kyk aan my, daar waar ek vandaan kom praat ons sommer van 'n tiller, nee. Ja, tiller of 'n krapper. Daar is ons maar baie boerdery terme of boereterme wat van area tot area. Net baie vinnig, ek meen julle is nog besig om die goeders te bou, so uit die aard van die saak uit, is daar nog steeds 'n aanvraag na hierdie tipe van masjiene, wat mense sou gedink het, daar's soveel ander tegnologie en so, maar dit lyk my ook, dis maar weer van daai, hoe meer goed verander, hoe meer bly dit dieselfde, nee. Dis die ding, alles kom maar weer terug na waar dit begin het. Ons het baie kliënte wat ook nou weer begin opgradeer en van hierdie size implemente na 12 meters toe gaan en so aan. So ons glo vas en ons sien dit self by ons op die plaas. Jy kan nie sonder een van die implemente op jou plaas nie, want hy is veeldoelig. Jy kan jou rollers afgooi en nog steeds 'n goeie afwerking kry, goeie saadbed maak, maar ons het 'n paar opsies wat agterby kom. Het sy die gewone ou rollertjie wat met die gewone pillowblok bearings werk en dan 'n meer heavy duty een wat ook later daar op die lande gesien gaan word, wat die SKF Agriap tipe bearing op het, wat staan hy dan nou verminder. En dan natuurlik die eggies en die of hartjies soos wat baie manne van praat. So ons het 'n paar opsies vir die manne. En ja, dis maar die lank en die kort. Laaste ding, nee. En dan kyk jy lekker vir die bus en gooi, nee. As jy, want jy het nog nie kans gehad om hierdie ene te dink hier, nee. As jy Arlington staalwerke vir my in een woord moet opsom, wat sal dit wees? Kwaliteit. Kwaliteit, definitief. Jy sien, daai is die gedeelte wat ons soek. Teje, dankie baie. Dankie, Andrei. Right, dit is Teje hierso van Arlington staalwerke. Soos hy sê, kwaliteit, nee, kwaliteit. Word nie anders deur te trek. As jy belangstel, linkie bo of hieronder, jy weet wat jy kry. Dis die van Farm Spice af, tot volgende keer. Groete.